Goeiedag julle. Dankie dat jy daar in 'n sirkel sit of by jou huis sit en luister. En ons doen hierdie kursus Ek Is. Nou wat belangrik is, hierdie leer ons wie Jesus is, wat was sy missie, wat se invloed het dit in ons lewe. En ons het geleer dat hy is die seun van die mens. Jesus sê ek is die seun van God. Dan sê hy ek is die brood van die lewe. Ek is die goeie herder. Maar dan sê hy, ek is Heer en Meester. En weet jy, terwyl ons dit laasweek doen, het iets my aangegryp. Iets het my geraak wat ek in my lewe eintlik nie gesien het nie. Is dat hoeveel mense het erken dat Jesus die Here is. En die oomblik as jy erken dat hy Heer en Meester is, leermeester is, rabbi is, dan gebeur daar iets met jou. So vat jou Bybel en blaai daar na Johannes 18 toe. Nou Johannes 13, van Johannes 13 af, praat hy met sy disippels. Dis waar hy hulle voete gewas het, waar hulle saam nagmaal gehad het. En dan praat hy bid vir hulle in Johannes 17, dan word hy gevange geneem, Caiaphas, en hy word uitgelewer en hy's voor Pilatus. En dan vra Pilatus vir hom in Johannes 18 vers 33. En Pilatus het toe weer in die hoofkwartier ingegaan, Jesus geroep en vir hom sê, is jy die koning van die Jode? En Jesus daarom reageer, sê u dit uit die eie of verander dit oor my aan u vertel? Sê u dit uit die eie? Is dit jou openbaring? Is dit wat jy beleef van my? En dis die hartseer, baie keer hoor ons goed van die Here, wat baie goed is, want gehoor bring geloof. Maar dis waar dit stop. Dat baie keer hoor jy wat jou pa en ma sê, jou pa en ma het jou na die Here toe gevat, jou pa en ma het die Here gedien. Maar wat is jou openbaring van Jesus? En dit het my geraak om te besef dat as iemand Jesus erken as leermeester, erken as God, erken as die Here, dan gebeur daar iets. En jy moet altyd onthou hoe die Bybel werk, is dat die Bybel, die Nuwe Testament, kan ons voorbeeld vat, dat Jesus kom en leer goed. Matteus, die bergprediking. Dan doen Jesus wonderwerke, en in die wonderwerke kan ons beginsels leer, formules leer hoe God werk. Maar dan gebeur daar goed met Jesus, soos Pilatus, en dan leer dit iets vir ons. So my vraag is, hoe herken jy die Here? Nou, daar's 'n baie goeie, 'n paar voorbeelde. Nou, daar's baie mense. Wil jy nie net 'n oomblik gaan kyk in die Bybel, hoeveel mense herken hom as Here en leermeester nie? Ek weet, daar's 'n man eendag, hier so op die berg van verheerliking, hy kom af in Matteus 6. Kom hy daar af, Markus 9. Kom hy van die berg van verheerliking af, en die disippels en die fariseërs is met 'n stryd besig, en Jesus vra, wat gaan nie aan? En hoor wat gebeur. Hy sê, en iemand uit die skare het hom geantwoord, leermeester, ek het my kind na u toe gebring, omdat hy 'n bose gees het, wat hom stonk maak. Maar wat begin? Hy begin met leermeester, rabbi, Here, Matteus 9, gaan lees dit. En daar gebeur 'n paar goed met hom. Jesus stop en luister vir hom. Jesus stop en praat met hom. Jesus verlos hom van die bose. Hierdie man, daar kom geloof. God praat met geloof. Ons leer een van die grootste lesse van geloof by hierdie gebeurtenis. Maar toe die man sê, Here. 'n ander geleentheid in Markus 7 is waar Jesus 'n bietjie weg wil kom. En hier kom 'n Griekse vrou en 'n heidense vrou. En sy begin roep na die Here, en die disippels sê, laat hulle sy weggaan, en die Here half ignoreer haar, en sê, asseblief Here, en dan sê Jesus, maar die kos is nie vir die honde nie, die kinders se kos nie vir die honde nie, en hoor wat sê sy, en waarop sy toe antwoord, Here, die hondjies eet tog daarom onder die tafel van die kindertjies se krummels, uitstekend, het Jesus vir haar gesê, omdat jy my so goed geantwoord het, kan jy my huis toe gaan, en die bose gees het jou dogter verlaat. Die oomblik toe sy sê, Here,
Here, toe sy hom erken as Here, toe gebeur daar iets met haar. En dis wat ons in hierdie reeks wil hê jy moet raak lees, dat die oomblik as jy hom erken, en skielik besef ek, mense wat Jesus as God erken het, as Here erken het, as leermeester erken het sy lewe het verander. As jy God as Heer erken, leermeester, dan is jy leerbaar, dan gebeur daar iets dat jou hart oop is vir God, gebeur daar iets dat die Here met jou kan werk, jy herken hom as God. En selfs die disippels het gesukkel. Weet, nadat Jesus opgestaan het, het hy aan Maria verskyn. Maria het gesê, Rabbi, sy het gesê, die ou vertaling gebruik, Rabboni, Here. En dan praat Jesus met haar. Die disippels het dit aanvanklik nie geglo nie, en Jesus verskyn aan hulle. En hulle vertel vir Thomas. Thomas sê, ek sal dit nie glo nie, totdat ek nie my vingers in sy wonde en my hand in sy sy sit nie, dan sal ek glo. En dan lees ons, dat 8 dae later, in Johannes 20, dan kom Jesus en hy verskyn weer, Thomas is daar. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en hou op om ongelowig te wees, maar word gelowig. Nou dit lyk nie vir my of Thomas toe sy vinger insteek en al sê, net die feit dat die Here met hom praat, sê Thomas, my Here en my God. En Jesus se reaksie was daarop, glo jy nou omdat jy klaar gesien het, geseënd is julle wat nie sien nie, en tog geglo het. Ek het nog die Here gesien nie, jy dalk nie, dan wil ek sê, geseënd is jy, meer geseënd is jy, omdat jy glo, al het jy nie gesien nie. Dan wil ek jou vra, kan ons nie hierdie wees wat die Here sê, hou op ongelowig wees en begin glo. Hoe begin ek te glo? Is om God se woord te vat en God se woord deel van my lewe te kry en te begin en te sê, U is Here. As jy begin sê, Jesus is Here, hy is Here van my lewe, dan gaan my hele lewe verander. Dan gebeur iets as jy hom erken, hy is Here. Dan wil ek jou vra, wil jy nie bietjie op jou knieë gaan en jou knie gaan buig en op jou knieë gaan en gaan bid en bely, U is Here. Paulus skryf, hy sê, moenie dink jy is beter as ander nie, want elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat hy Here is. Die oomblik as ons buig, is ons almal gelyk. Die oomblik as ek my knie gebuig, dan erken ek, U is Here in my lewe. Ons kom en dan vra ons 'n klomp goed en ons vra vir die Here, Here, help my met dit. Maar ek wil vir jou sê, begin erken dat hy Here is. Begin erken dat hy God is en jy gaan sien dat jou lewe gaan verander. Maar daar is 'n vreeslike bad ding, 'n slegte ding, wanneer mense hom nie erken as Here nie. En dit het in Markus 5, gaan lees dit in Markus 6, gaan lees dan Markus 6. Jesus gaan na sy eie dorp toe, hy's in die sinagoge, hy leer, maar hierdie is belangrik, Markus 6, en julle as sirkel lees dit saam. Hy sê, en terwyl hy onderrig het baie van sy toehoorders, was heeltemal uit die veld geslaan. Hulle het gevra, waarvandaan kry hy al hierdie dinge? Hierdie besondere wysheid en die buitengewone krag om sulke wonders te verrig. So hulle wonder, hulle is in ekstase, kan jy dit glo? Maar hulle erken hom nie as Here nie. En hier is baie belangrik, want toe sê hulle, maar hy is dan nie bloot Timmerman. Ons ken sy broers, ons ken sy susters, en hulle het ernstig aanstoot geneem aan sy optrede. Ernstig aanstoot geneem. En vanweë hulle vyhandigheid kon hy nie baie wonderwerke doen nie, en toe het hy daar weggegaan. En dis die hartseer. Mense neem aanstoot as God nie doen wat hulle vra, wat hulle dink, wat hulle sê nie. En hulle sê God is groot, en hulle praat God is goed, maar hulle erken hom nie as Here nie. En ek dink, en ek bid, dat jy vandag sal begryp, dat jy dit sal verstaan, dat jy dit sal inneem, dat as ek begin en sê, U is die Here, U is my Here, U is my God, U is die een wat my lewe aanraak, en ek erken hom as Here,
nie aanstoot neem nie vyandig is nie, maar dat ek erken hom as Here. En daar in jou sirkel wil jy nie 'n oomblik daaroor praat nie. Vra vir die Heilige Gees, Here, gee ons nog skrifte, soek bietjie, Google dit. Hoeveel mense het hom aangeroep as Here, as leermeester, die Engels, Lord, die oomblik as sê Here. En dit is nie van ordentlikheid dat hulle hom aangespreek het nie, of nou het ek goeie maniere nie. Dis aanspreek, omdat jy hom herken, hy is Here. En die oomblik as jy hom herken as Here, dan kom God en hy staan stil, en hy praat met jou, en hy verlos jou, en daar is 'n verandering om jou herken as Here. Wie is Here van jou God? Van jou lewe? Wie is jou Here? Wie is jou God? Wie is die Here van jou lewe? Dan wil ek jou vra, herken hom as God. Dankie dat jy luister, dankie dat jy in 'n sirkel sit, dankie dat jy saam met jou gesin sit, dankie jy God se woord vat, en bestudeer, en hom herken as God. En gaan op jou knieë, daar in jou huis, daar op jou plaas, daar in jou, by jou werk, dalk jou kantoor deur toemaak, en op jou knieë gaan, en sê, Here, ek herken U as Heer, as my leermeester, as my rabbi, ek herken U. Dankie dat jy luister, jy's 'n great blessing.